Baie welkom by hierdie Dinsdagmiddag uitsending. Ek is Joseph Francois Oberholzer van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika. Ons is gesetel in Villiersdorp in die Wes-Kaap. Dit is vandag Dinsdag, die 29ste van die maand Tisri, die jaar 5786 op die Hebreëse kalender, die 21ste Oktober 2025. Ek bedien 'n reisende bediening en u kan met ons skakel vir 'n uitnodiging by info.ministry.reconciliation@gmail.com of per selfoon 072 758 6742. Ek hoor graag van u. Vandag vra ons mekaar die volgende vraag: hoe hoor ek en jy God se stem? Hoe hoor ek God se stem? Daar waar ek is, daarheen waar ek op pad is, waar jy ook al mag wees, hoe hoor ek God se stem? Om die stem van God te kan onderskei, is nie net bloot om sekere gewoontes en rituele toe te pas nie, maar om 'n lewenswandel te volg volgens die riglyne van die woord. Dan sal sy wil vir my lewe van self duidelik word. Dit is nie 'n resep nie, maar 'n proses of 'n lewenswyse. Daar is egter sekere gewoontes wat ons kan help om God se stem te onderskei, as ook struikelblokke wat dit moeilik maak. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie gewoontes. Vrywillige vernuwing van ons westerse rasionele denke deur die waardes en beloftes van die woord hoër te ag as my eie menslike insig en in die geloof daaraan vas te klou. Om aan God se woord vas te hou is een van die belangrikste dinge om te doen om God se stem te kan hoor. Stel God se wil onvoorwaardelik eerste in alles wat jy doen en ag dit hoër as jou eie wil, begeertes en sieninge. Romeine 12 vers 1-2. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Vers 2. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dit gaan dus hieroor dat ons die vermoë het om te onderskei tussen sleg en wat is goed. Wat is van die Satan en wat is die wil van God? Om pornografie te kyk is Satans drek. Maar om jou oë na bo te hou en te konsentreer op die dinge daarbo, daar waar God in die supernatural is, die bonatuurlike is, dit is die wil van God. 'n Struikelblok hier is om die Bybel individualisties en buite konteks te gebruik. Ek gebruik 'n voorbeeld. Jesaja 54 vers 17. Geen wapen wat teen jou gemaak word sal suksesvol wees nie. Elke tong wat teen jou getuig in 'n regsgeding sal jy skuldig verklaar. Dit is die erfdeel van die Here se diensknegte. Dit is hulle geregtigheid van my kant, is die uitspraak van die Here. Die Here sê nie dat geen wapens teen ons gerig gaan word nie. Hy sê wel, wanneer daar wapens teen jou gerig word wat van die bose afkom, sal ons suksesvol wees om dit te staan deur goddelike ingryping in ons lewe. Volgende gewoonte, om 'n kinderlike vaste geloof in die beloftes van God aan te kweek, as ook die gewoonte om dit op proef te stel en sodoende te leer hoe dat God getrou is aan sy beloftes. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon
wat hom soek. En daarop sê ons 'n groot ja en amen. 'n Groot struikelblok hier is om 'n sterk geloof te probeer toepas wat nie op God se beloftes gebaseer is nie, maar eerder op jou eie insigte. Die eie ek in jou en in my lewe is die boetie van struikelblokke. Skuif daardie eie ek 'n bietjie weg. Laat die eie ek uit die pad uitgaan. Hy gaan net veroorsaak dat ons struikel en op 'n pad beland waar ons nie wil wees nie. Lees saam met my Galasiërs, die 2de hoofstuk, vers 19 en 20 en 21. Daar staan geskrywe: inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God kan leef. Met Christus is ek gekruisig. Wanneer jy met Christus gekruisig is, dan bestaan daar nie 'n eie ek in jou lewe nie. Dan het hy jou afgesterf. Vers 20. Ek leef nie meer nie, hoor gou, maar Christus leef in my. So wie's die belangrikste in my lewe? My Here en Verlosser, Jesus Christus. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie, want as vryspraak deur die wet kom, dan het Christus te vergeef gesterf. God se vryspraak in ons lewe is 'n geskenk van die Here af. En daardie geskenk, liewe luisteraar, neem ek in Christus aan, deur na Jesus te kyk en nie na myself nie. 'n Volgende gewoonte, om die groot opdrag van God uit te leef met 'n passie, soos Jesus vir ons gedemonstreer het. Lees saam met my die laaste hoofstuk van Matteus 28, kom ons lees van vers 18 tot 20, die laaste 3 versies in hierdie hoofstuk. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, dit is voor Jesus se hemelvaart. Jesus het nader gekom en vir hulle die disippels gesê, aan Jesus is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hier kom die groot opdrag. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees. Vers 20, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Jesus gee vir ons 'n opdrag om disippels te gemaak. Dis nie net dominees en pastore wat hierdie opdrag kry. En ek en jy gaan nie elke Sondag kerk toe en dink ons is besig om die Here se opdrag uit te voer. Nee, ek en jy en almal is aangestel as disippels. 2 Korintiërs 5 sê dit so duidelik. Ons verteenwoordig Jesus Christus hier op aarde as sy ambassadeurs. 2 Korintiërs 5 vers 20. En die opdrag is, gaan, 1, en maak disippels. Van wie? Al die nasies. Nommer 2, tweede opdrag, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Derde opdrag, en leer hulle om alles te onderhou. So wat moet ons hulle leer? Ons moet hulle die woord leer, die evangelie. Ons moet hulle van Jesus leer, om hulle na Jesus toe te lei. En dan eindig die groot opdrag met 'n versekering van ons Here en Jesus, ons Verlosser, as hy sê, ek is met julle. Wanneer? Al die dae. Tot wanneer? Aan die einde van die tyd. En ons weet, ons staan nader aan die einde van die tyd. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou weer. Ja, amen. 'n Struikelblok hier, om jou leiding en inspirasies te aanvaar as God se leiding, wanneer jy geen passie het vir dit wat vir hom belangrik is nie. Dit sal net jou eie belange eerste stel. Alles wat jy doen, sal wentel om jou eie perspektiewe en doelwitte. Volgende gewoonte, kweek 'n lewe gekenmerk aan dankbaarheid in alle omstandighede. 1 Tessalonisense 5, ons lees van vers 16 tot en met 22. Wees altyd bly, bid
sonder ophou, sê vers 17, 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Hoekom? Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Vers 19, moenie die gees blus nie. Moenie, vers 20, profeseë geringskat nie. 21, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie. 22, vermy elke vorm van boosheid. Ek dink die woord van die Here is baie duidelik hier. En die feit is, dan word dit duidelik en reguit vir ons gesê, ons moet altyd bly wees. Ons moet bid sonder om op te hou. En ons moet in alle omstandighede dankbaar wees. Want 'n struikelblok hier is om net dankbaar te wees wanneer dit met my goed gaan en wanneer my begeertes en ideale gestalte vind. Ons moet waak daarteen. Hoe? Bid altyd. Hou op, moenie ophou bid nie. Bid, bring alles in gebed na die Here toe. En wees dankbaar, sit 'n bietjie 'n glimlag terug op jou gesig. God kommunikeer met ons op baie verskillende maniere. Kom ons kyk daarna. Sy woord. Hoe doen ons dit? Spandeer daagliks tyd alleen deur God se woord te lees en te bestudeer. Neem 'n tydperk, 'n paar dae van afsondering waar jy net met God se woord en meditasie daarin deurbring. Ja, daar is 'n verskoning. Ek het nie tyd nie. My werk vat al my tyd. Ek is seker dat as jy dan 5 minute vroeër in die oggende opstaan en net jou Bybel vat en lees en bid, dan het jy tyd gemaak vir God. So jy het tyd. Ons het tyd. Dit is miskien maklik vir my om dit te sê, maar woordstudie is vir my so kosbaar, want ek hoor die Here met my praat in sy woord. Psalm 23 vers 1, ag die ou bekende voorbeeldjie. Hoor die Here sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Wat sê die Here? Ek is jou herder. Gee alles vir my, want ek sorg daarvoor. 1 Petrus 5 vers 7. Luister, hoe pragtig klink die Here se stem uit sy woord uit. Joshua 1:8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. En vandag lewe ons onder die genade van God. Ja, die Here het vir ons 'n ander verbond gegee, sy verbond van liefde, sy genade in en deur Jesus Christus. Lees sy woord, bid sy woord, ontvang sy woord. Hy praat waaragtig met elkeen van ons in en deur sy woord. Hoor gou hier, rondom dit, my oog vang weer 1 Tessalonisense 5, ons het gelees 16 tot 22, maar kom ons lees 23 tot 27. En mag God self, die God van vrede, wat sê die Here vir ons? Ek is die God van vrede. Julle in elke opsig heilig maak. Dis die God van vrede wat my en jou heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Hier is 'n bevestiging dat die Here weer gaan kom. Hy praat met ons en sê vir ons, my verlosser, my geliefde seun, my verlosser wat ek na julle toe gestuur het, kom weer. Hy is getrou. Vers 25, broers, bid ook vir ons. Die Here sê ons moet vir mekaar bid. Vers 26, groet al die broers met 'n heilige soen. Ek versoek julle plegtig voor die Here dat hierdie brief aan al die broers voorgelees moet word. So die opdrag ook hier is, van die woord en lees dit ook aan ander voor. Vers 28 sluit af, die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle. Jesus het vir ons gesê in Matteus 28 wat ons net gelees het, ek is by julle tot aan die einde van die tyd. En hier kom die Heilige Gees en hy sê weer, die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle. Hy's altyd by ons. Hy's Immanuel, God met ons, God in ons. Pragtig is die woord van die Here. Ja, amen. God kommunikeer ook met ons deur medegelowiges. Die bevestiging
van medegelowiges wat saam met jou leiding soek by die Here is baie, baie belangrik. Soek dus iemand wat wel tyd sal spandeer om hierdie riglyne toe te pas op jou en jou soektog. Wees altyd verantwoordbaar in besluitneming met iemand wat dieselfde visie as jy deel. Lees saam met my Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder, amen. Amen beteken, laat dit dan so wees. Verder, laat dit dan so wees. Ek sê vir julle, is Jesus wat praat, nie? As twee van julle op aarde saamstem oor enige iets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan. Vers 20, want waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. Wat 'n pragtige versekering van die Here, dat ons as medegelowiges, waar ons by mekaar kom rondom die woord van die Here, sê hy, ek is in julle midde, ek is by julle tot aan die einde van die tyd. Wonderlik, ek is so lief vir die woord van die Here. Ja, amen. Hoe hoor ons die Here se stem? Ook deur gesag. Luister na mense wat God bo jou aangestel het. Daar is sekere kere volgens die woord wat God net deur leiers wil kommunikeer. Jy mag gesag slegs oorbrug wanneer dit teenstrydig is met die woord van God. 1 Petrus 2 vers 13. Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraers. As die padreëls vir my sê ek mag net 120 km ry of in dorpe en stedelike gebiede 60 km per uur, dan moet ek daarby hou, want dit is gesag van die plaaslike regering wat ons vra om hierdie wet en orde te handhaaf. Wanneer ek 'n publieke toilet gebruik, is daar 2 deure. Die een het 'n prentjie van 'n vroutjie op en die ander een het 'n prentjie van 'n man op. As man gebruik ek die manlike kant en as vrou gebruik jy die vroulike kant. Dis gesag. So van gesag gepraat. Onder wie se gesag staan ek en jy, staan almal in hierdie wêreld? Ja, jy's reg. Onder die Here se. Hoor gou wat sê Matteus 3 in vers 17 vir ons. Die verhaaltjie hier is waar Jesus gedoop word deur Johannes die Doper. En toe Jesus onderdompel is in die water en hy uitkom, vers 17. En met eens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Hoor hom. Ons is onder die gesag van God. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus uit die aanhoor. En die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Met ander woorde, die gesag is Jesus Christus. Ons geloof kom omdat ons die woord van God hoor. Ons is onderdanig aan die Here se wil. Dis gesag. En die aanhoor kom deurdat ons Jesus Christus verkondig. Pragtig, is dit nie? Hoe hoor ons die Here se stem? Deur omstandighede. Wanneer 'n mens begin beleef dat God met jou kommunikeer, kan 'n mens vra dat hy die uitkoms van 'n besluit na die een of ander rigting sal stuur as aanduiding en bevestiging dat jy hom reg hoor. Alle voorsiening is nie noodwendig God wat voorsien nie. Dit moet in lyn wees met ander maniere of wyses waarop God jou lei. Kom lees saam met my 1 Korintiërs 16 vers 7 tot 9, hoe die Heilige Gees dan ook hier vir Petrus lei, vers 7. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien. Ek hoop om immers 'n tyd lank by julle te bly, indien die Here dit toelaat. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want 'n deur het groot en kragtig vir my oopgegaan, hoewel daar baie teenstanders is. Die Here sal vir jou deure oopmaak en hy sal vir jou duidelik lei deur sy Gees
en jy sal presies weet wat om te doen. Hoe hoor ons die Here se stem? Deur die Heilige Gees. Waar is die Heilige Gees? Binne in jou en my, geliefde seun en dogter van die Here. Toe ons sondes voor die Here bely het en vergifnis gevra het, het ons die grootste geskenk van geskenke gekry. Die Heilige Gees van God, wat binne elkeen van ons woon. Die Heilige Gees trek nie in en verlaat jou nie, nee. Die Heilige Gees is permanent in elkeen van ons gevestig. God met ons, God in ons, Immanuel. Luister na die influisterende stem van die Heilige Gees en leer daardeur hoe God met jou wil kommunikeer. Alle innerlike stemme is egter nie altyd die van die Heilige Gees nie. Ons moet kan onderskei. Dit mag dalk die wees van die bose, van onkunde of jou eie begeertes. Waak daarteen. Let dus op die vrug van jou optrede. Jesaja 30 vers 21. Met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. Hier is die pad, gaan daarop, wanneer julle regs of links wil hou. So die Here dek ons agterhoede en hy wys vir ons, hy sê vir ons, hier is die pad, links of regs. Vat die pad soos wat ek dit vir jou sê, maar onderskei en maak seker dat jy nie die bose een se stem hoor nie, want hy is baie lustig. Hoe hoor ek God se stem? Bonatuurlike verskynsels. God mag dalk deur bonatuurlike wyse met jou wil kommunikeer, soos by 'n natuurverskynsel, 'n profesie of 'n wonderwerk. Moet dit nie gering ag nie, maar wees baie versigtig, want die vyand gebruik dit dikwels om jou van koers af te neem. Januarie 2023. 3:00 die môre hoor ek 'n geritsel in ons huis. Ons gang het 'n deur wat na die sitkamer lei, elke aand sluit ons hom. Ek staan op om te gaan kyk wat aan die gang is. Toe ek die deur oopsluit, skiet die inbreker die eerste skoot op my. En hy probeer die deur oopdruk sodat hy na my toe, na ons kant toe kan kom. Intussen het my gesin, Agatha, my vrou, Luan en Carmi, ons twee pragtige kinders, in die gang gekom. Die inbreker skiet 2 skote op hulle. Maar intussen het ek begin uitroep, Here red ons, almekaar. My vrou en my kinders het begin saamroep, Here red ons, hy skiet 2 skote, hy mis hulle. Toe draai die revolver na my kant toe, tussen hom en my, en die revolver se punt was daar 'n lineaallengte 30 cm, hy trek die skoot af. Ek sien die vuur uit die revolver kom. Toe hy die skoot klaar afgetrek, toe voel ek waar het hy my raak geskiet en ek besef die Here het ingegryp. Bo natuurlik het die Here sy hand tussen hom, die inbreker, die bose een, en ons as gesin kom indruk, want die mense moes daardie oggend 4 lyke in ons huis optel. Maar wat het gebeur? Die Here het op 'n bonatuurlike ingegryp en hy het gekeer dat 'n rower, 'n kind van Satan, aan sy geliefde seuns en dogters kan raak. Weet julle wat? Bonatuurlik, dit bestaan, want dit is waar die Here is, en dis waar hy vandaan kyk, en hy sien ons, en hy lei ons, en wanneer jy uitroep vir 'n wonderwerk, dan gebeur die bonatuurlike. Ek en my gesin is lewende getuies vir die Here hieroor. Prys die Here, halleluja, ja, amen. Maar lees ook saam met my Numeri 22 vers 28. Toe maak die Here die donkie se mond oop en sy sê vir Biliam, wat het ek aan jou gedoen, dat jy my nou 3 keer geslaan het? Kom ons lees verder. Daarop sê Biliam vir die donkie, omdat jy my vir die gek hou, was daar maar 'n swaard in my hand, want dan het ek jou nou doodgemaak. Die donkie sê toe vir Biliam, is ek nie jou donkie waarop jy jou lewe lang tot vandag toe gery het nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te maak? Biliam antwoord, nee,
Vers 31. Die Here maak toe Bileam se oë oop, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. Bileam het gekniel en met sy gesig teen die grond gebuig. Miskien is dit tyd dat ek en jy begin luister as ons donkies met ons praat, want dit is die Here wat bonatuurlik ingryp en ons red uit 'n situasie uit, of ons deur nuwe deure vat in nuwe rigtings. Luister na sy stem. Kom ons som op die punte waarna ons gekyk het. Hoe ons God met ons kommunikeer is deur sy woord, deur medegelowiges, geliefde boeties en sissies in die Here, deur gesag, deur omstandighede, deur die Heilige Gees wonderlik en op bonatuurlike verskynsels. Wees versigtig vir die volgende struikelblokke. Eerste een, haastige besluite. Gideon het nie geskroom op keer vir bevestiging te vra en geduldig te wag nie. Vat jou tyd, moenie haastig besluit nie. Haastige besluite lei jy op die verkeerde pad. Tweede een, luiheid. Dit neem tyd en energie om agter te kom wat God se wil in besluite is. As jy nie die eerste keer hoor as jy vra of met die Here praat nie, hou aan, moenie ophou nie. Derde struikelblok, selfsug. In Romeine 2 vermaan Paulus ons wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid. Ons sluit af. Die woord van die Here, hoor dit mooi, is onfeilbaar. Daarom moet ons eerste keuse altyd wees om na die woord binne sy konteks te luister. Wanneer jy nie met verantwoordelikheid vanuit die woord kan sê, God het vir my gesê nie, moet jy baie versigtig wees. Vra dat God deur sy woord vir jou bevestiging sal gee. Moet ook nie net soek vir een versie nie, maar wag vir herhaaldelike leiding van sy woord. Dit is ons storie vir vandag. Ek hoop jy het dit saam met my geniet. Vertel van verander van Joy Radio, maak hulle bewus daarvan hoe om die app af te laai en te luister en te hoor. So sê die Here. Prys die Here. Maak hulle bewus van ons Bybelstudietyd, Dinsdae vanaf 4:00 tot 4:30. Wat 'n wonderlike tyd om saam met u te kuier. Wanneer u dit bekend maak, dan verkondig u ook die woord van die Here, want u lei ander mense om na die woord van die Here te luister. Prys die Here daarvoor. Baie dankie dat u dit dan ook so doen. Ek ontvang die seën van die Here uit my hart uit. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ontvang die vrede van die almagtige God, die skepper God van hemel en aarde, ons Papa, Vader God. Prys die Here. Tot volgende keer. Ja, amen.